Nou goed, ons selfs vanmôre verder, ons het laas Sondag met u die woord bedien oor die gedagte van God as die groot en die goeie gewer. En toe het ek ook vir u genoem, dit is wat die Here ons God, die Here wat ons dien, wat ons verkondig, onderskei van enigiets anders wat homself God noem en wat deur mense aanbid word as God. En dit is dat hierdie God van die Bybel is 'n God wat gee. Alle ander gode vra net. En dan moet gedurig offers gebring word. En as jy 'n offer gebring het, is jy ook nie seker of daardie God jou offer aanvaar het. Dis maar 'n hoop, 'n vaal hoop wat mense het, en dan moet dit maar voortdurend gebring word en altyd beter offers gebring word om daardie God dan ook te paai, as mens die woord kan gebruik. Maar die God van die Bybel vra nie offers nie. Hy het geoffer. Dis die groot verskil. Hy het gegee. Hy het alle ander offers wat ons ooit kan bring, het hy eintlik maar van die tafel afgevee. En al wat hy van my en jou eintlik maar vra is, my seun, my dogter, gee my net jou hart. Dis al. Want die Here weet as hy ons hart het, as hy die sentrum van ons lewe het, die sentrum van ons wil het, dan kan hy ons gebruik ook soos hy wil. Dan gaan ons beskikbaar wees vir die Here, om hom te dien, nie uit vrees nie, maar uit liefde, want dit is die groot verskil. Baie mense in die wêreld daar buitekant, wanneer dit kom by afgoderry, dan dien hulle gode met vrees, omdat hulle bang is vir vergelding. 'n Kind van God behoort nooit op daardie plek in sy geestelike lewe te wees waar ek die Here dien omdat ek bang is vir vergelding, waar ek bang is as ek dit nie doen nie, dat ek gaan gevolge ly nie. Dit werk nie so. Want liefde is 'n keuse van die wil. Wat mens doen, soos wat Paulus gesê het ook, die liefde van Christus dring my. Dit beweeg my om dinge vir die Here te doen. En ek doen dit nie sodat ek loon ontvang, sodat ek erkenning hoef te ontvang, sodat ek gesien hoef te word nie, of sodat ek die vrees kan afweer nie. Dit het niks daarmee te doen nie. Maar vir jou en vir my, as ons kom by Kersfees, en by hierdie tyd van die jaar, dan is dit 'n tyd wat ons kan gee, en wat ons in herinnering moet roep ook, dit wat God gegee het. En dit is goed vir ons om by so 'n geleentheid ook weer terug te gaan om te kyk, wat het die Here dan alles gegee? Nou as ek sê die woordjie alles, dan beteken dit nie ek gaan vanmôre of by enige geleentheid kan noem en alles vermeld wat dit behels nie. Want dit is onmoontlik om alles dit wat die Here ons mee geseën het te kan bymekaar maak en te kan noem. Maar dit is goed om daarna te kyk ook. Nou kom ons lees net so 'n paar verse daar uit Lukas 6 vers 31 tot 38 en jy sal sien as ons by die einde van die gedeelte kom hoekom ek hierdie skrifgedeelte ook hier ingebring het. Hy sê net soos julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, so moet julle ook aan hulle doen. En as julle die liefhet wat vir julle liefhet, watter dank het julle? Want die sondaars het ook die lief wat vir hulle liefhet. En as julle goed doen aan die wat aan julle goed doen, watter dank het julle? Want die sondaars doen ook dieselfde. En as julle leen aan die wat van wie julle hoop om terug te ontvang, watter dank het julle? Want die sondaars leen ook aan die sondaars om net soveel terug te kan ontvang. Maar julle moet julle vyande lief hê en goed doen en leen sonder om iets terug te verwag. En julle loon sal groot wees en julle sal kinders van Allerhoogste wees. Want hy self is goedertierende oor die ondankbares en slegtes. Wees dan barmhartig, soos julle Vader ook barmhartig is. En julle moet nie oordeel nie, dan sal julle nooit geoordeel word nie. Julle moet nie veroordeel nie, dan sal julle nooit veroordeel word nie. Spreek vry, en julle sal vrygespreek word. Gee, en aan julle sal gegee word. Die beginsel wat die Here neergelê het, omdat dit eie aan God is. En dit is om te gee. En ons praat nie net hiervan om finansiëel by te dra nie, maar om ook in jou tyd te gee, van jou krag te gee, en wat jy is, wat jy het, alles tot beskikking van die Here te stel. Want hy het alles vir ons ook gedoen. Ons kan nooit terugbetaal nie, maar die minimum is, soos ek gesê het, gee jou hart vir die Here, en dat hy daarmee maak wat hy wil, en jy sal verbaas staan wat gebeur. So die gedagte is dan die groot en goeie gewer,
Wat het hy alles gegee? Ons het laasweek net so vinnig, en terwille van die wat nou nie hier was nie, dit net so 1 of 2 goedjies noem. Ons lees daar in Jesaja 9 vers 6, dink is 'n foutjie daai 9 vers 5, dink is 9 vers 6. Iemand het my in die week daarop gewys. Sê, "Hoe moet jy hier teksvers afhaal?" So, dit het hom hier reggemaak, maar ek onthou wat hy gesê het. Jesaja 9 vers 6, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Die klem op daai teksversie lê ook terwille van ons boodskap vanmôre op, 'n seun is aan ons gegee. En dan die volgende vers het ons ook laasweek oor stil gestaan het, 'n bietjie oor gesels, Romeine 6 vers 23, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus. Genadegawe, dit wat God gee. So, ons het genoem, ons lewe in 'n tyd van geskenke en alles, maar ons leef ook in 'n era wat mense demand, eise stel. Maar wat wil hulle gee? Ons praat nou met mense, veral in die sekulêre omgewing, daar buitekant, die besigheidswêreld, en dan is hierdie tyd ook 'n tyd wat mense demand. Ek soek my bonus, Ek soek my verhoging. Ek soek nog voordele. Dis die mens, hy demand altyd. Maar vra jy vir hom om net ietsie ekstra in te sit? Nee. En ons moet versigtig wees, dat dit nie ook 'n gesindheid onder kinders van die Here kan raak nie. Dat ons ook van die Here altyd deur net wil demand. En hy moet, wanneer ons gebed doen, dan moet hy net eenvoudig gee. Terwyl ons nie altyd wil inval by sy voorwaardes, by sy plan, by sy wil vir ons lewens nie, wat nie altyd is soos ons dit wil hê, maar wat vir ons ook uiteindelik goed kan wees. Dis ons vertrou om ons die hele pad te vat. So, kom ons kyk mooi daarna, as ons nie ook baie keer met ons gebede dalk demanding nie. En as die Here nie doen wat ek wil hê nie, dan raak ek sommer kwaad van. Dan hou ek sommer op bid. Dan hou ek op kerk toe gaan. Ek hou op vir die kerk nog te gee ook. Nee, ek is sommer kwaad vir almal. Dan gedra ons eintlik nie veel anders te as iemand wat in 'n vakbond behoort. Ons toi dalk nie, Net hier nie openbaar nie, dalk daar nie in die privaatheid. Maar goed, dit net so inleidend. So die eerste gedagte wat laasweek oor gesels het, ek gaan net vinnig die 3 versies noem. Ek sê weer eens terwille van opvang. God is die groot gewer. Handelinge 17 vers 25 sê, ook word hy nie deur mense hande gedien asof hy iets behoefte het nie, omdat hy self aan almal lewe en asem gee. Dit wat ek en jy het, dit wat ek en jy is, lewe, of dit nou liggaamlik is, of dit nou sielkundig is, en of dit nou geestelik is, God is die gewer van lewe. Dis iets wat niemand kan skep nie. En hier gee die woord erkenning daarvoor. Johannes 3 vers 16 ken ons almal, want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het. Oorgegee het is eintlik die woordjie daar. Dat elkeen wat aan hom glo nie verlore mag gaan nie, maar ewig lewe kan hê, En dan Romeine 8 vers 32, baie belangrike teksvers, hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het. Hoe sal hy nie ook saam met hom ons alles genadiglik skenk nie? Die woordjie skenk, gee. Dink bietjie mooi oor daai teksvers. As die Here die hoogste, sy beste, sy alles kon gegee het, sy seun. Daarom sê hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het. Hoe sal hy nie? Hy vra 'n retoriese vraag wat hy vra. Hoe sal hy nie ook saam met hom die res ook gee nie? Ons alles genadiglik skenk nie. Wat het ons alles ontvang? Ons Vader. Ons gaan daarop uitkom, maar ons gaan verder by tweede punt. Dis nie by die laaste sonderdag kon uitgekom het nie. Jesus Christus het homself gegee. Dis nie net God wat sy seun gegee het nie. Hier is iets in die drie eenheid wat plaasgevind het en Jesus self het hom ook gegee. Hy was gewillig om gegee te word. Hy was gewillig om homself oor te gee ter wille van jou en my sonde. Daar was nie 'n teenstrydigheid
in die drie eenheid gewees. God die Vader wil iets en die Seun is ongewillig om dit te doen en die Heilige Gees is passief nie. Dit was 'n goddelike daad gewees om te gee. Net by die ander ook kom. Maar Jesus Christus het homself gegee en die woord sê dit vir ons baie duidelik, 1 Timoteus 2 vers 5 en vers 6. Hy sê, want daar is een God en een middelaar tussen God en die mens, Jesus Christus. Hoe dit sê, wat homself gegee het as losprys vir baie, as 'n getuienis op die regte tyd. Hy het homself gegee. Die teruggaan dan na Jesaja, na Psalm 40 toe, dan is daar 'n profesie gewees oor Jesus wat gesê het, kyk, ek kom om u wil te doen. Ek het lus, o my God, om u wil te doen. Die absolute ooreenstemming wat daar is, die absolute gewilligheid wat daar by Jesus was, om te sê, Vader, hier is ek. Deur my. Gebruik my, terwille van die mens en tot eer van u naam. Titus 2 vers 13 en vers 14 sê, die grote God en ons verlosser, Jesus Christus, hoor mooi, wat homself vir ons gegee het. En hier is die rede wat hy ook in hierdie teksvers my sê, om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir homself 'n volk as 'n eiendom te reinig, ywerig in goeie werk. Het homself gegee, nie sommer net sodat ons kan Kersfees hou nie, nie sommer net sodat ons kan sê ons is verlos nie, maar sodat ons kan weet, ons is gered, ons is verlos. En dat hy gekom het as 'n teenvoeter vir sonde wat die hele mensdom deurgewerk het. In die week by ander geleentheid het ek ook genoem die illustrasie van in die 1800s het hulle was dit 'n groot uitbreek wêreldwyd van pokke en veral in Europa waar daar miljoene mense gesterf het aan pokke. Tot iemand in daai tyd 'n enstof vir pokke ontwikkel het en baie mense gered is, se lewens bespaar is om die enstof geneem. Maar kan jy vir jouself dit voorstel? Mense hardloop in die straat rond sê, ons is verlos, ons het 'n enstof gekry, maar niemand vat dit nie. Die volgende drop hulle soos vee dood in die straat. Maar hulle vertel vir almal, iemand het 'n enstof vir pokke gekry. En hulle sing en hulle juig oor hierdie persoon wat die enstof vir pokke gekry het, maar niemand vat dit nie. En is dieselfde vandag nog, daar is 'n enstof teen die dood. Teen 'n ewige dood en 'n ewige verlore en dit is Jesus. Wat homself gegee het. Soos hy hier noem, om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir homself 'n volk voor te berei, te reinig. Maar niemand aanvaar hom as Christus, as hulle verlosser nie. Ons kan Kersfees vier, ons kan vir mekaar geseënde Kersfees sê, dan gedra ons vir ons net soos daardie mense wat rondgeloop het, ons het 'n enstof gekry, as ons nie ook self Jesus in ons lewens aanvaar. Dis hoekom hom gegee, terwille van jou en van my, van elke mens op hierdie aarde. Galasiërs 1 vers 4 sluit hierby aan, wat homself gegee het vir ons sondes, sodat hy ons kan uitred uit die teenswoordige bose wêreld, volgens die wil van ons God en Vader. Uitred uit hierdie bose wêreld beteken nie die dag as jy gered word, dan is ek nou uitgered uit hierdie wêreld en nou is ek hemel toe nie. Hierdie daai op die uiteindelike. Dus uitgered sodat ons uiteindelik ook uit hierdie bose wêreld kan escape. Weg kan wees en saam met die Here kan wees. Paulus sê in Galasiërs 2 vers 20, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Hoor dit sê nou, hy sê, en wat ek nou in die vlees lewe, in my liggaam lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat homself vir my gegee. Vir wie leef jy? Paulus het tot daardie ontdekking gekom, dat die Jesus wat vir hom gesterf het aan die kruis, en wie hy ontdek het wie hy is, die moeite werd was, alles werd was, om voor te lewe. Dit lewe ek nou, in die geloof, in die Seun van God, het homself vir my oorgegee. Ek gee hulle, sê Jesus, ewige lewe. En hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid, en niemand sal uit my hand uitruk nie, van die vers verder. Ek gee hulle
ek gee julle die ewige lewe. Dit bly 'n geskenk van God. Dis waarom ons mekaar geseënde Kersfees behoort te sê, en sommer dit 'n geleentheid kan maak of iemand te vra. Ek sê nou vir jou vanmôre geseënde Kersfees, maar het jy die grootste seën van Kersfees al ontvang in jou lewe? Om vir mense te sê geseënde Kersfees, die woordjie geseën beteken om aan iemand iets toe te skryf. Om goed van iemand te praat. Die goeie oor te dra. Bedoel ons dit regtig as ons sê geseënde Kersfees? Of het dit ook maar net so 'n geuite rympie geword, ons elke jaar maar vir mekaar sê? Dink mooi daaroor. Dan kan dit hierdie jaar bietjie anders te doen. Johannes 1 vers 12, ek het laas Sondag genoem, ek gaan dat die woord self vir ons hierdie goeders kom gee. Kom stel, gaan baie skrif hier inbring met hierdie boodskap. Johannes 1 vers 12 sê, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee, om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Wat nie die wil van die mense, of die wil van die bloed, of die wees gebore is nie, maar uit God gebore is. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee. Nou, woordjie mag is interessant. Woordjie exousia in die Grieks beteken uitvoerende mag. Here sê met ander woorde vir jou en vir my, as jy hom aangeneem het, het hy vir jou die uitvoerende mag en in staatstelling gee om 'n kind van God te kan wees. Dis geweldig. God has invested his power and his might in you and me. Ons besef het nie, ons gedra ons nie so nie, as mense wat mag ontvang het. En omdat dit mag is wat aan my verleen is, kan ek dit nie misbruik nie. Ek leef in afhanklikheid van daardie mag. Maar dis jou en my uitvoerende vermoë om 'n kind van God in hierdie wêreld te kan wees. Waar kom dit vandaan? God het gegee. Hy het nie gekk of jy gekwalified is. Hy het nie gekk of jy nie al die vereistes voldoen nie. Wat het hy gedoen? Invest. Hy het in jou belê. Hy het gegee. En hy weet, as ons dit vat, dan sal ons bekwaam wees. Daarom Paulus gesê, my bekwaamheid is nie uit myself nie, my bekwaamheid is uit God. Kan enige van ons vir die Here iets doen? Kind van God wees sonder God. In Johannes 15 het Jesus gesê, ek is die wynstok en julle die loot, en dan gaan hy verder en hy sê, sonder my kan julle niks doen. Bly in my soos ek in julle. En wat is die gevolg? Vrug. Kind van God wees en die effek daarvan. In Johannes 14 vers 27 kom hy nog iets ter sprake. Hy sê, Jesus staan en hy praat met sy disippels, hy sê, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle. Nie soos die wêreld gee ek aan julle nie. Laat julle harte nie ontsteld word en bang wees nie. My vrede gee ek aan jou. Maar die vraag, 'n oop vraag wat ons vanmôre vir onsself moet afvra, terwyl ons hier sit, het ek regtig in my binneste vrede? Ek praat ek hier van daardie vrede wat alle verstand te bowe gaan, my verhouding met die Here in die eerste plek, en dan ook sal uitwerk op die horisontale vlak. Maar is daar regtig vrede tussen jou en God? Of is daar veroordeling in jou hart? Is daar onsekerheid in jou hart? Is daar regtig die vrede van God in jou lewe teenwoordig? Onthou die woordjie vrede wat ek vir julle verduidelik het? Altyd daai twee kante, dis die totale afwesigheid van enige onmin, maar ook die volkomme aanwesigheid van harmonie, van 'n gesonde verhouding. Onthou julle, ek het julle genoem, baie keer praat mense in 'n verhouding, dis 'n man en vrou het hulle vrede, en dan praat hulle met mekaar nie, en dis net 'n skietstilstand. Ons wapens is nog opgelaai, né? Ons wag net dat die volgende move maak, 'n verkeerde move maak, dan skiet ons van voor. Dis nie vrede nie. Vrede is die totale afwesigheid, ons het begrawe, al die ou koeie begrawe. Onthou daai van die oom gesê het, sy vrou elke keer as hulle bekinder raak sy vrou histories. Sê doen vir hom, jy bedoel seker histories. As jy nie histories doen, jy sê gegrawe al die ou koeie die sloot het.
En dis wat ons baie keer doen. Vrede beteken ek het begrawe, dis verby. En om wat het nou gedoen? Ons het van hier af, het ons in volkomme harmonie verder gestap. Vrede is hanteer, dis verby. Praat nie weer daaroor, ons haal dit nie weer op nie. En dis presies hoe die Here se vrede ook werk. As hy met tussen my en hom vrede kom, dan haal hy jou en my verlede nooit weer op nie. Dis gone. Hy het uitgedelg, ons het oor vergifnis hierdie jaar gepraat. En hy het ook vir jou en vir my op 'n punt gebring, waar ek en jy herstel kan wees in ons verhouding met die Here en kan vorentoe stap. En daardie vrede vanmôre, want dis wat Jesus gee. My vrede gee ek aan julle. Nie soos die wêreld praat van vrede nie. My vrede, totaal anders. Maar God se dank, hy sê ook verder, wat ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Oorwinning oor versoekings, oorwinning oor die vleeslike begeertes, oorwinning oor die dood. Dis die oorwinning waarvan hy praat. Dan kom 2 Petrus 1 vers 3 en hy sê immer sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien. Deur die kennis van hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deur waardeur ons die grootste en kosbare beloftes geskenk. Ek is mondvol hierdie goeie. Ek kan hierdie goeie heeldag praat net oor een van hierdie aspekte. Maar terwyl van vanmôre net ek neem kennis van wat het die Here vir ons gegee het, vir ons beloftes gegee. En beloftes kom in werking deur geloof. God se beloftes hier op hierdie papier, in hierdie boek, beteken niks. Geloof ontsluit dit. En geloof kom deur die verstaan van daardie belofte. In die konteks van daardie belofte moet 'n mens bepyn. Die Gees maak dit lewendig in jou hart en ek glo dit. En dan bid ek dit. En ek bely dit. Ons gryp partykeer na stigtelik in ons benoudheid na beloftes. En dan werk dit nie uit nie. Dan sê ons met die Here dan beloof. God kan nie lieg nie. Ergens moes ek my misgis het. Ergens moes ek verkeerd verstaan het. Geloof is 'n baie delikate ding. En dit werk op grond van die woord, wat die Gees van God in jou hart lewendig maak. Maak seker daarvan. Maar het vir ons die grootste en kosbare beloftes geskenk. En as ek na die Bybel kyk ook, dan sien ek die Here maak beloftes op elke faset van ons menswees. Hy maak beloftes wanneer dit kom by genesing. Hy maak beloftes wanneer dit kom by innerlike genesing, ook wanneer ons emosies seer gekry. Hy gee beloftes ook van die geestelike, die ewige dinge. Wat vir my interessant is en wat opmerklik is dat die meeste van die beloftes wat die Here gee het met jou en my onverganklikheid te doen. Maar daardie deel van ons menswees wat regtig saak maak. Jou geestelike nie. Die ewigheid. En ons kan partykeer so vashaak aan die tydelike dinge. Ons het al die beloftes vir die tydelike, vir die hier en vir die nou. En ek lees in die week 'n artikel wat iemand skryf, is die persoon sê 97% van Christene het nog nooit geleer om 'n ewigheidsperspektief te ontwikkel nie. Om dinge geestelik te beoordeel nie. En ek weet dis 'n radikale stelling wat gemaak is. En ek het gaan lees en dit is my ervaring ook in baie mense. Dis my eie ervaring dat ons baie keer so ingestel is op die tydelike, op die verganklike ding. En ek dink hy's ver uit die kol uit. Die woordjie alles. Dit sluit dinge in soos hy het ons geseën met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Hy het sy lewe gegee, hy het sy bloed gegee. Hy gee ons sy vreugde. Hy gee ons die oorwinning. Hy gee ons sekerheid. Hy gee vir ons vergifnis. Hy gee vir ons versoening met God. Hy gee vir ons vrede. Hy gee vir ons beskerming. Hy gee vir ons sy naam. Hy gee vir ons 'n erfenis. Hy gee vir ons beloftes. Hy gee vir ons 'n verbond.
Hy gee vir ons die Heilige Gees. En ons het niks daarvan verdien. God het gegee. Die Seun het gegee. En dit bring ons by die derde gedagte, die Heilige Gees bly gee. Iemand het eendag so gesê, ek wil iemand dit baie mooi verstaan, want ek gesê het met die grootste respek en eerbied teenoor God die Heilige Gees. Want die God die Heilige Gees is niks minder God as God die Seun en God die Vader nie. Dis God. Maar iemand het eendag gesê, as mens kyk na die drie eenheid, dan is die Heilige Gees met respek gesê die administratiewe ene in die drie eenheid, die een wat dit wat Vader gegee het, Jesus gedoen het, bevestig het en in plek gesit het, in ons lewens kom bestuur en uitvoer. In ons lewens kom 'n werklikheid maak. Hy werk in ons volgens die wil van die Vader. En hoekom en wat doen hy? Dis hy wat in my en jou lering kom doen, dat ons kan verstaan wat die wil van God is. Dis hy wat in my en jou 'n bewusmaking kom werk, wanneer ons afdwaal van die regte pad af, om vir ons terug te bring. Dis hy wat die stem is in ons gewete, wat vir ons sê, gaan links of gaan regs, of gaan reguit aan of bly staan. Dis hy wat vir jou en vir my verander. Dan is die Heilige Gees wat jou en my heilig maak. En heilig beteken nie om met 'n stralekrans in die wêreld rond te loop en my neus in die lug en holier than thou nie. Heilig beteken nie eenvoudig om afgesonder vir die Here te wees. Afgesonder van dit wat 'n invloed het, sodat ek op my beste vir die Here kan wees. Dis heiligheid. Dis die Heilige Gees wat dit in ons kom werk. Hy kom werk die vrug van die Gees. Dit word genoem die vrug van die Gees, want dit word gewerk deur die Heilige Gees. En wat is die vrug van die Gees? Die mooiste en eenvoudigste verklaring of definisie van die vrug van die Gees is eenvoudig. Dis die karakter van Jesus. En wat kom doen die Heilige Gees? Hy kom maak ons meer en meer soos Jesus. En hy kan my en jou alleen verander in die mate wat ek en jy onsself oorgee vir verandering. Wat ons instem tot verandering. Wat ek raak sien, ek het nodig om verander te word. En ek werk saam met die Heilige Gees om verander te word. Dis al. Dis die vrug van die Gees. Maar hy, wat doen hy nog verder? Hy kom gee vir ons die gawes van die Gees. Kyk wat sê die woord. En dit alles, daar is wel verskeidenheid, is die volgende punt gekom. Daar is wel 'n verskeidenheid van genadegawes. Genadegawes, gifts, gee. Maar dis dieselfde Gees. Want aan die een word deur die Gees 'n woord van wysheid gegee, en die ander 'n woord van kennis van weer dieselfde Gees, aan 'n ander weer geloof deur dieselfde Gees, en 'n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees. En dan kom vers 11 en hy sê uiteindelik, maar al hierdie dinge werk dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderlik uitdeel soos hy wil. Aan elkeen gee soos hy wil. So, dis baie keer maar 'n geveg wat ek het met sommige groepe, met mense, wat sê jy moet in tale praat. As jy die Gees van God ontvang het, is twak. Jy het reg. Die ander woord vir dit. Want hierdie Bybel sê vir my, Heilige Gees deel gawes uit soos hy wil. Nie soos ek hom manipuleer nie. En soos wat my pastoor dit vir my wil sê, of wie ook al my wil manipuleer om dit te sê nie. Hy gee dit soos hy wil, en die tale is een van 17 gawes, ten minste. Mense is baie keer meer ingestel op daardie een gawe, as oor al die ander 16 gawes wat daar ook kan wees. Solank ek in tale praat, kan ek afsjou. Dis my belewenis baie keer gewees met mense. En ek myself op die skouer klop, nou is die Gees vervul. Geesvervulling lê nie in of jy in tale praat. Geesvervulling lê in die vrug van die Gees, jou karakter. Gawes word uitgedeel, en elke kind van God op hierdie aarde, as jy waarlik weergebore is, dan het jy 'n gawe. Ten minste een. En ek sê 2.
Want die gawes werk gewoonlik in pare. Die twee saam. Jy moet daarna gaan kyk. Maar elke kind van God het 'n gawe. En as jy nie 'n gawe het nie, het jy hom dalk nog nie ontdek nie. En as jy sukkel om hom te ontdek en jy weet regtig nou wat ek kan doen, dan is die dag nie gered nie, want jy het nie die gees van God nie. Maar jy het 'n gawe. En op jou knieë met die woord voor jou sal jy hom verseker kry. Hoor dit ek sê. Maar met ervaring oor die jare was dat mense is te bang om hulle gawes te gaan soek en te gaan ontdek. Want oomblik as ek hom ontdek, moet ek hom begin gebruik. Dit moet lekker om agteroor te sit. En dat ander die jobie doen. Dat ander moet dit doen. Saam met die ontdekking van jou gawe kom daar 'n verantwoordelikheid. Die Heilige Gees gaan in jou werk om te gebruik tot sy eer, tot opbouing van die liggaam van Christus, tot eer van God. Al hierdie dinge werk die Heilige Gees. Romeine 5 vers 5 sê, en die hoop is skaam nie omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, deur die Heilige Gees wat in ons gegee is. En die tweede ding wat ons in hierdie teksvers moet raak sien, sê, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, deur die Heilige Gees. So die oomblik wanneer ek gered word, wanneer ek wedergeboorte ervaar, wanneer ek kind van God word, het Jesus aangeneem en ek word sy kind, ek is weergebore, nuwe mens. In daai oomblik ontvang ek nie net die Heilige Gees. In daai oomblik ontvang ek die volheid van God se liefde in my hart. Die liefde van God, agape liefde, word in my hart uitgestort. En die woordjie uitgestort beteken letterlik abundantly. In oorvloed, meer as wat jy nodig het. So niemand van ons kan sê, ek sukkel om daai persoon lief te hê nie. Hy moet net nie oor my pad kom hê. Vir my om eerder. Die Here sê, die liefde wat die Here ons hart uitgestort het, geef my die vermoë om te kan lief hê, bo-natuurlik. Buitengewoon. En dit moet 'n kenmerk van 'n kind van God te wees. Nie net in hierdie tyd nie, maar elke oomblik van die dag. Elke oomblik van ons lewe. Want ons het liefde in ons harte ontvang om te kan lief hê. En dit wat Jesus gesê het, en hierin sal die wêreld weet dat julle my disippels is as wat? Julle kerk toe gaan. Nee. Hierin sal die wêreld weet dat julle my disippels is as daar liefde onder mekaar. Dis daar. Die laaste plek. Waar laat het ons as kinders van die Here? Ons het nou gesien, God, Vader het gegee, Seun het homself gegee, Heilige Gees bly gee, kind van God, nou het ons ook mos iets om te gee, né? Ons het nou soveel ontvang, wat maak ons daarmee? Weet jy, baie kinders van die Here se lewens is, soos dit beskryf word, is daai dooie see ervaring. Jy het al gehoor van die dooie see, né? Van Israel. As jy, die van julle wat al die voorreg gehad om daar te wees, jy moet nie daar onder die water gaan nie, hoor. Jou oog gaan brand, dis sout, dis krikkelijk. Jy het so 'n bietjie in jou mond kry, akelig. Maar omdat daar so geweldig baie sout ook is, dryf jy mos nou, jy lees maar op jou rug en koerant lees in die water. Regtig. Jy kan nie sink nie. Jy kan probeer ook. Dis asof jy 'n tjoepie om jou middellyf het. Jy pop net op. Maar hoekom moet die dooie see is 'n dooie see, daar's geen lewe dan. As die visse nie. Ons het 'n spot, daar so op 'n sekere plek, is daar sulke nette gespan, en dit is vir ander mense gesê, moenie verder gaan, is die haai nette. En daar's mense wat dit geglo het. Ons kon dan. Maar as dit daar raak dit baie dieper in Swan en dis gevaarlik om daar te gaan. Daar's niks vis, enige biologiese lewe in die dooie see. Hoekom nie? Ek weet die groot rede is die dooie see het net 'n invloei. Hy het nie uitvloei nie. Stagnante massa water. Baie kinders van die Here is soos die dooie see, hulle het 'n invloei Sondag vir Sondag, maar dit nêrens uitvloei nie. Dat hulle lewe ook na buitekant te vat nie.
woord na buitekant toe vat nie, die gesindheid van Jesus buitekant toe vat nie, dan stagneer hulle. Want ek vat net in. Ek vat dit, oh, I'm blessed. I'm blessed. Wat maak ons met ons blessing? Dit is wat ons oor praat. En dit alles, sê 2 Korintiërs 5 vers 18, is uit God wat ons met homself versoen het. Hoor dit jy nou? Deur Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegee. As jy met die Here versoen is, as jy gered is, het jy 'n bediening ontvang. En daai bediening is om 'n vredemaker op hierdie aarde te wees, om 'n verskil te maak, om mense met God te laat versoen, om mense met mense te laat versoen. Nie onenigheid aan te blaas, maar versoening in te bring. Want versoening beteken iets is bedek en dit is weggeneem. Die liefde bedek alles en neem dit weg. Dis die bediening wat die Here vir jou en vir my gegee het. Weereens gegee. Maar Petrus sê vir daai lamman daar by die tempel ingang, in Handelinge 3 vers 6, hy sê, silwer en goud het ek nie. En dit weerspreek ook die teorie wat sommige het in die prosperity gospel, dat die disippels en Jesus was skatryk geweest. En as jy kind van God is, moet jy in weelde lewe. Dit almal bedoel nie. Jesus was nie ryk geweest. Die disippels was nie ryk nie. Weet jy wat het vandaan gekry nie? Maar die bietjie geld wat hulle gehad het Judas nog gesteel op. Wat ek sê? Wat van dag tot dag gelewe. En hier sê Petrus dit, silwer en goud het ek nie. Maar wat ek het, dit gee ek vir jou. In die naam van Jesus Christus staan op en loop. Wat gee jy vir hom? Gee vir hom 'n woord. Hy gee vir hom die naam van Jesus Christus. En hy spreek woord oor sy lewe. Dis baie keer, dit klink nie veel wat jy vir iemand gee nie. Maar dis die grootste geskenk wat jy eintlik vir iemand kan gee, as die Here op jou harte 'n woord lê, en jy gee vir daai persoon daai woord. Want daardie woord het die vermoë om daai persoon se wêreld en sy omstandighede te kan verander. En baie keer, en ek weet ons word baie keer so gevang, hier by die parkeerterreine en by die malls en daai plekke, en dis daar oral. Jy uit die kar uit klim dan, is daar iemand, né? En as jy uit die winkel uitkom, dan sien jy die vinnigste ding op hierdie aarde, en dit is 'n karwagger, as jy sien, jy stap daar in jou kar. Ja. Dan hol hulle daar wees. Ek diskrimineer, ek praat nie sleg praat van hulle nie. Baie van hulle doen 'n eerbare werk ook. Dit is nie altyd maklik. Maar ons word baie keer gevang. Dan het sê so iemand, ek het hier nou iets nie. Ek het niks vir jou te gee. Silwer en goud het ek nie. Behalwe dat ons baie keer ook nie die waarheid praat nie. Nee, ons sê eintlik vir hulle, hoor ek het nie klein geld nie om vir jou te gee. Ons het geld in 'n sak, maar ek gaan nou nie hier R10 weggee nie. Ek gaan nou nie hier R20 weggee nie. Ek gaan nou nie hierdie R50 vir jou gee nie. En ek het vir jou R5 gegee. R2. Ek het nie vir jou te gee. Jo. Maar baie keer het jy regtig nie iets nie. Silwer en goud het ek nie. Wat kan ek vir hom sê? Dan moet ek gereed is om te sê, weet jy, wat is jou naam? Ons wil dan vir jou bid. Kom ek gee vir jou die woord, kom ek gee vir jou net 'n teksvers. Net om vir jou hoop te gee. Het jy dit al gedoen? Dit is meer werd as geld. Baie meer. Dit is wat Petrus hier gedoen het. Hou 'n weldaad nie terug van hom aan wie dit toekom as dit in jou mag is om dit te doen nie. Sê nie vir jou naaste gaan en kom terug en dan sal ek môre vir jou gee nie, terwyl jy dit nou het. Wyse woorde. Wat 'n kriewelrigheid hier binnekant in ons ontwikkel baie keer, né? Doen dit. En al kry jy stank verdamp, soos die Afrikaanse spreekwoord sê. Doen dit in elk geval, want ek doen dit vir die Here. Laasweek, so 'n maand terug het ek gesien iemand weer gekla dat van hierdie mense wat bedel, dan gee jy vir hulle brood, dan kyk hulle die brood en gooi hulle maar een kant.
Of hulle koop self in 'n Kentucky. Kentucky is ook nie meer goed genoeg nie. Dan word Kentucky sommer nie daar weggegooi. Ek sal moet weer gee. Stop dit. Nie stop dit om te gee nie, stop die houding. Wat mense maak met jou gawe wat jy vir hulle gee, nie jou probleem. Hou vol met jou gesindheid. Want God het gegee, al het hy geweet. Die grootste meerderheid van die mense gaan die ewige lewe en dit wat hy gee. Tjak, soos gemorskos, soos 'n ou brood. Ek wil dit nie hê nie. En het God nie verhinder tot vandag toe om steeds te gee nie. Maar mate elkeen 'n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien, soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God. Dit pas by 'n kind van God om soos God te wees deur te gee. Kenmerk. Ek wil graag hierdie volgende julle kan saam met my lees. Ek het dit lank gelees en was my baie kosbaar. Hy sê, if people would act on the principles of the gospel, the world would soon be at peace. No man would suffer himself many times to be overwhelmed in this way with coals of fire. It is not human nature, bad as it is. And if Christians would meet all the unkindness with kindness, all the malice with benevolence, and all wrong with right, peace would soon pervade the community, and even opposition to the gospel might soon die away. Ons het die beginsels van die evangelie gaan toepas, dan is dalk die wêreld verander, verseker. Ek sluit af die laaste skyf. Ek het julle in alles getoon dat ons deur so te arbei die swakkes moet help en die woorde van die Here Jesus moet onthou wat gesê het. Dis saliger om te gee as om te ontvang. En ek moes daar vir 'n paar mense gesê, to experience grace, you must learn to accept grace. Om te ontvang is baie keer vir ons moeiliker as om te gee. Ek moes dit ook geleer het. Eendag vir iemand het gesê, jare terug, jong gered, iemand aan my 'n groot guns bewys het, en ek vir hom gesê, hoor jy moes dit nie gedoen het, ek het dit nie verdien het, toe sê vir my, but that's grace. Ja, nu weet ek wat om te sê, maar ek het nie daar het ek geleer, jy moet, as die Here baie keer vir iets wil gee, sê jy nie nee daarvoor. Jy is versigtig, ja, want baie mense wil jou omkoop. En dan kom 'n skeiding in. Maar jy kan nie 'n gewer word as jy nie eers ontvang het. En besef het, wat het ek in genade ontvang het, dat die Here eintlik vir my so verander het in my binneste, dat hy my nie 'n ontvanger gemaak het nie, maar 'n gewer gemaak. Gee jouself. Gee wat jy het. Gee wat jy kan. Gee wat jy nie het nie. Gee wat jy baie keer dink jy nie kan nie. Dink aan Maria se salfoffer. Dis rood geskenk gewees. Duur salf gewees. En Judas het gesê, kom geld gemors hierso. Kom hierdie salf gevat het nie, verkoop het en kom vir arm en baie geld gegee. Baie edel in sy woorde, nee, maar bedrog in sy hart. Want hy het die beers gedra, die Bybel gesê. Hy weet hy gaan nie ergens iets pocket. Maar gee wat jy verniet ontvang het. Want alles wat jy eintlik ontvang het jy verniet ontvang. Niks wat jy en ek het is nie genade. Maar dan sê mense baie keer, ek het hard gewerk daarvoor. Ek werk al 30, 40 jaar by hierdie besigheid. Dus ek het hom opgewerk van niks af nie. Dis my harde werk. Weet jy die krag gegee? Weet jy die wysheid gegee om dit te doen? Dan lees bietjie Deuteronomium 8, dan sê die Here vir sy volk, as hulle gaan suksesvol raak, en sê vir hulle, dat julle nie in julle harte hierdie houding begin ontwikkel en sê, my krag en my vermoë het vir my hierdie rykdom verwerf. God het in julle krag verleen om dit te kan doen.
Alles is uit God of niks. Wat ek is en kan wees, is God se geskenk aan my. Wat ek gee en wat ek word, is my geskenk aan hom. Laat ons dan gedurig deur hom aan God 'n lofoffer bring. Dit is die vrug van die lippe wat sy naam bely. Vergeet die weldadigheid en die mededeelsaamheid nie, want God het 'n welbehae aan sulke offer. As ek en jy gee, weer eens is nie beperk tot finansies nie. Dis een van die maniere. Maar wanneer ek en jy gee, vergifnis, wanneer ek en jy liefde gee, wanneer ek en jy onsself in 'n situasie gee om 'n verskil te maak, dan is ek en jy as kind van God op ons beste. Want dan openbaar ons die hart van God, die goeie gewer. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, Here Jesus, Heilige Gees, ons aanbid U vanmôre as die God wat in elke hoedanigheid gegee het. Vader, U het U seun gegee. Jesus, U het U self gegee. Heilige Gees, U is steeds die een wat gee en ons bedien met dit wat Jesus in plek gesit het, wat Vader voorsien het. Here, maak in ons harte dit ook wakker. Verander ons ook dat ons gewers sal wees en nie net ontvangers. Dat ons nie net sal inneem en ons sal verlustig en verbly in al die goeie dinge wat ons ontvang het uit genade. Maar dat ons hierdie beginsel ook in ons lewens sal vestig, dat U woord sê, dit is saliger om te gee as om te ontvang. En wanneer ons gee, dan is ons soos dit U is. Here, U alleen kan ons verander. En ons bid dit ter wille van U naam en ter wille van soveel mense wat U nodig het, wat hulp nodig het. Ons weet ons kan nie by alles kom nie. Ons kan tog elkeen ons wêreld ook verander. Deur net eenvoudig hierdie gesindheid te kan hê. Dankie vir U instaatstelling. Dankie dat dit U is wat in ons dit gaan werk en ons gaan bekwaam maak ook vir dit. Vind in ons elkeen hierdie gewilligheid. Here, hier is ek. Amen.